Die nasionale vervolgingsgesag kry 'n beslagleggingsbevel wat miljoene rande se bates, wat met die finansiële plundering van die Tembisa Hospitaal verband hou, verbeurd verklaar en die Libanese weermag beweeg proefzones binne, te midde van die Israel-ooreenkoms. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die Departement van Gesondheid in Gauteng eis dat korrupte amptenare van die Tembisa Hospitaal in hegtenis geneem moet word. Dit nadat die Hooggeregshof in Johannesburg 'n finale bevel aan die nasionale vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid goedgekeur het, wat bates ter waarde van R325 miljoen permanent verbeurd verklaar. Die bates word verbind met Hangwani Morgan Maumela, wat die Tembisa Hospitaal na bewering bedreig het. Maumela word verbind met beweerde korrupsie van ongeveer R2 miljard, waarby sakelei ook betrokke was. Die vletjieblaser Babita Deokaran het van die onreëlmatighede in 'n verslag uitgewys, kort voordat sy op 23 Augustus 2021 buite haar huis doodgeskiet is. Die minister van die departement, Dr. Aaron Motsoaledi, sê die hofbevel is 'n groot deurbraak in die stryd teen die plundering van openbare geld. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het haar aan alle sake van die eenheid onttrek, waarby senior beamptes van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se misdaadintelligensie betrek word, weens botsende belange. Die inligting is vanoggend voor die Matlanga-kommissie onthul, waar Johnson getuig het nadat sy onder meer voor die kommissie verbind is met die senior misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan. Die kommissie ondersoek beweringe dat die direktoraat se ondersoeke teen misdaadintelligensie deur politieke inmenging beïnvloed is, en dit plaas die 2025 ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, vir die bedrog en korrupsie ook onder die verdenking. Die adjunkminister van Verdediging en Militêre Veterane, Bantu Holomisa, sê Suid-Afrika se weermag het dringend nuwe befondsings- en vennootskapmodelle nodig om sy vermoëns te herstel en te moderniseer. Hy het tydens die verdedigingsbedryf Lekgotla voorgestel dat die staat openbare private vennootskappe ondersoek om onder meer militêre behuising, basisse, hospitale en infrastruktuur te verbeter, sonder om staatsbates te verkoop. Die nasionale tesourie het 'n ontwikkelingsbeleidslening van sowat R25 miljard met die Wêreldbank onderteken. Dit het ten doel om Suid-Afrika se pogings tot inklusiewe groei te ondersteun deur hulp te verleen met infrastruktuur. Dit word as die vernaamste struikelblok vir werkskeping beskou en die tesourie sê dat die lening 'n belangrike stap is om Suid-Afrika se dringende ekonomiese uitdagings van lae groei en hoë werkloosheid die hoof te bied. Die tesourie het 15 jaar om die skuld te delg en met 'n grasietydperk van 3 jaar voordat die kapitaalbedrag terugbetaal moet word. En om vanaand se bulletin mee af te sluit, die Libanese weermag het begin om sekuriteit in 3 dorpe in die suide van die land oor te neem. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê dat operasies in proefzones in Fraun, Serifa, Swatar al-Gharbia ensovoorts begin het, en dit is die eerste toets van 'n ooreenkoms om die Israeliese onttrekking uit die suide van Libanon te verseker. Ontheemde inwoners het reeds in groot getalle na hulle dorpies toe begin terugkeer, nadat Israel, Libanon en die Verenigde State die toetszone projek aangekondig het. Israel sal egter in ander gebiede ontplooi bly, wat hy sedert die begin van die oorlog in Maart vanjaar ingeneem het, om die Libanese terreurgroep Hezbollah te ontwapen. En dit is al van my, Carla Burg, vir vanaand jy met 'n lieflike aand verder. Totsiens.